Ons is vandag in week nommer 2 van die boodskapsreeks genaamd Exponentieel. Ek is baie opgewonde om vandag hierdie boodskap met julle te kan deel. Ek het egter nooit vraag om in hierdie tyd hier op hierdie plek te wees nie. Ek weet nie of jy al ooit daar was waar jy jouself net op 'n plek bevind het wat jy nooit vraag het om te wees nie. Ek het verskeie kere in my lewe het dit my gebeur. Daar was 'n tyd wat ek 'n paar jaar gelede spesifiek kan onthou. Ek en my vrou was geestelik leeg. En op daardie stadium het ons 'n bietjie church hopping gedoen, op soek na 'n kerk waar ons tuis sou voel. Verwysing van een van ons kliënte op daardie oomblik het ons die betrokke sonnige karismatiese kerk genaamd Genesis besoek. By die aanvang wat ons dink die diens gaan wees, kondig die pastoor toe aan dat aangesien dit Paasnaweek was, hy het goed gedink het om die film Passion of the Christ te vertoon. Jy sien, ek het wel beplan om op daardie betrokke dag in die kerk te wees, met 'n verwagting te gaan luister na 'n preek wat die pastoor sou lewe. Maar God het 'n ander plan gehad vir die boodskap. En het my op daardie dag op daardie plek geplaas. En die boodskap wat aan ons oorgedra is deur die film Passion of the Christ, het net daar in daardie diens, op daardie tydstip, ons lewens onvoorwaardelik verander. As ons kyk wat die definisie van Genesis is, dat ons op daai stadium nie besef het nie. Die definisie van Genesis, die woord Genesis, the origin or coming into being or something. Nou word hierdie verskynsel van regte tyd, regte plek in die skrif aangespreek. As jy na Prediker 9:11 kyk, Afrikaans vertaling, verder het ek in hierdie wêreld gesien. Dis nie die vinnigstes wat die resies wen nie. Nie die sterkstes wat die oorlog wen nie. Nie die met wysheid wat kos het nie. Nie die verstandiges wat ryk word nie. Nie die met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Dit word alles toevallig besluit deur op die regte tyd op die regte plek te wees. Ek weet nie van jou nie, maar ek is redelik bemoedig deur daardie vers. Want ek is nie die vinnigste nie, beslis nie die sterkste nie, nie die wysste nie, nie die mees opgevoede nie, maar die woord sê vir my, daar is 'n kans. Dit is reg, ek het dit nodig, ek het 'n kans nodig, en ek is verseker, jy het ook 'n kans nodig. En wanneer dit kom by die ewige dinge en geestelike dinge, dink ek, ons het self baie meer as net 'n kans. En jy sien die God wat ons dien, is die outeur van tyd en ruimte. Hy is die een wat ons op daardie regte plekke, regte tyd oomblikke plaas. Nou mag jy miskien dink, dit gebeur nooit met my nie. Jy mag wel dink, ek bevind my nie op daardie regte plek, regte tyd oomblikke nie. En ek sê jou uitdag daaroor, want ek dink jy doen waarskynlik. Maar wat as jy net nie daarna soek nie? Wat as jy nie die oë gehad het om hulle te sien? Sien, een van die belangrikste maniere waarop ons eintlik daardie regte plek, regte tyd oomblikke kan vind, is deur eintlik te soek na waar God reeds werk. En te soek na wat God reeds doen. As ons kyk na Johannes 5 vers 17, dan praat Jesus met die Joodse leiers, wat hom tuister omdat op die Sabbatdag gewerk het. En hy sê vir hulle, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Jy sien, God werk altyd. Hy werk oral om ons. In 'n paar verse later, vers 9, gaan Jesus egter voort en hy sê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Sien jy wat die Vader doen? Sien jy raak waar God werk? Hy werk. Hy werk altyd. Hy werk oral om ons. Maar wanneer ons kan sien waar God werk, wanneer ons kan sien waarheen God beweeg en wat God sien, is dit juis waar ek hier moet wees. Dis die regte plek op die regte tyd. En wanneer ons aansluit by wat God doen, deur ons hulpbron op die regte plek en die regte tyd te saai, raai wat? God vermenigvuldig dit. Hy doen die eksponensiële. In hierdie bediening ervaar ons self ook die eksponensiële. Besef jy ons 'n deel van 'n eksponensiële bediening? 'n Bediening wat groei. Ek bedoel, besef jy dit regtig? Sien jy dit?
Ons het gesien hoe God ons meermaal op daardie regte plek, regte tyd oomblikke geplaas het. Kom ek gee vir jou voorbeeld. Augustus 2019 lê die Here op my hart om 'n Facebookblad te begin, waar ek daaglikse Bybelverse plaas. Eers net in Afrikaans, met 3 of 4 mense wat daarna kyk. Later ook Engels. Huidiglik is daar 3491 followers op die groep. Met volgelinge nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibië, die VSA, Australië, Kanada, Zambië, Engeland en selfs, glo dit jy wel, die Scammers hoofkantoor in Nigerië. Weet jy wat God doen as hy sien hoe sy kinders zoiets doen? Hy doen die exponentiële. Dit is wat hy doen. Jy sien, dit is exponentiële resultate wanneer ons hulpbronne belê waar God reeds werk. Wanneer ons op die regte plek en die regte tyd die momentum bou, die hulpbronne wat tot ons beskikking is, om dit te gebruik om mense in en buite die gemeenskap te help groei. Daarom het ons nou onlangs ook ons eie webtuiste begin, waar ons boodskappe en preke plaas, en plaas ons selfs boodskappe op YouTube. Sien die mense dat heiliglik na hierdie forum kyk, is min. Maar die saad is gesaai en ons vertrou op Here se vermenigvuldiging, en dat ons uiteindelik miljoene mense deur hierdie platform sal bereik. En so sien ons God beweeg. Ons sien God iets doen. Daarom gaan ons meer hulpbronne belê en meer daarin saai. Ons beplan ook om binnekort met die Here se seëninge 'n multikulturele, multiras, meertalige bediening op die been te bring. Daar is die wat hulle lewens aan die lewende Christus oorgee het, wat saai, wat vrywilligerswerk doen, wat vier wat God doen. Maar dan is daar ander van ons wat bloot net toeskouers is. Ons kyk net daarna. Kyk hoe ander mense dit doen. Jy voel nooit, of jy voel nie, asof jy deel is nie. Jy voel nie deel daarvan nie. Miskien het jy self voor vandag nog eers die oog gehad om te sien wat God doen. Maar ongeag, ek het baie goeie nuus, dat elkeen van julle wat die woord van God hoor, of al voorheen gehoor het, word vandag weer eens uitnodiging gerig, om by God aan te sluit, en aan te sluit by wat hy doen. Nou dat jy weet, dat jy daardie geleentheid het, is die vraag, gaan jy terug na jou ou lewe en ou lewensbestaan toe? Of gaan jy sterf in jouself en dinge van daardie sonnige wêreld, en betrokke raak by die evangelie van Christus, en dan volg met jou hele wese? Gaan jy aansluit by wat God doen, en jou hulpbronne saai, tot waar hy werk? Gaan jy? Daar is dalk vir julle vandag hier, miskien baie van julle hier vandag, wat voel dat jou regte volgende stap, jou regte reaksie sal wees, om eintlik jou tyd te belê, deur betrokke te raak by hierdie bediening, of 'n spesifieke bediening in die gemeente waar jy tans Here dien. Ek dink, daar kan selfs een persoon wees, miskien meer as een persoon, wat vandag voel dat God jou roep tot 'n loopbaanverandering. Miskien is jy ontwikkelaar, het vaardighede, rekenaarprogrammeringsvaardighede, selfs dalk ninja vaardighede. En God roep jou om daardie unieke gawes en talente te saai wat hy jou gegee het, tot waar hy werk. Jy dalk gewag vir 'n hoorbare stem. Hier is dit vandag. Jy het 'n kans. Daar is miskien ander van julle en julle het plekke gesoek om jou finansiële hulpbronne te belê, maar die grootste opbrengs het. En nou kan jy dit sien. Reg? Jy gaan God nie net met 'n tiende eer nie, maar jy gaan veel verder as die tiendes gaan. Jy gaan hom met 'n offergawe van bediening bedien, maar jy deel wil wees van die exponentiële seëning van wat God reeds hier doen. Dit kan wees dat verskeie van julle dit nie eers besef nie, maar ons het almal 'n geleentheid om die evangelie daar buite uit te deel en mense uit te nooi om deel te wees daarvan. Net soos ons kliënt ons uitgenooi het om 'n gemeente te besoek waar hy betrokke was, wat ons lewens verander het. Net so moet ek hierdie groei wat die Here in ons en ons lewens laat plaasvind het, nie vir onsself hou. Dit is nie 'n geheim nie. Ons het 'n keuse. Jy het 'n keuse. Jy kan jou ou wêreldse bestaan terugkeer, of jy kan by God aansluit
in wat hy doen. En jou tyd, jou talent en jou skat in hom belê. Ek het geen twyfel dat ons op die regte plek is. Ons absoluut geen twyfel dat dit die regte tyd is nie. Die enigste vraag wat ek wil vra, is wat is jou antwoord? Want as ons onsself op die regte plek posisioneer, op die regte tyd, en ons maak die regte reaksie, en ek glo dat God onmiddellik meer gaan doen, as wat ons ooit kan vra, as wat ons ooit kan dink, en wat hy gaan doen, deur sy mense, deur jou, sy krag wat in ons werk, nie so dat ons heerlikheid kan ontvang nie, maar so dat hy die eer kan ontvang. Daarom gee ons aan God alle eer, in Jesus naam. Wel kan jy dit sien? Ons gaan nie oorseën. Ons gaan nie oorseën. God beweeg. God beweeg. God beweeg op 'n groot manier. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die werking van die Gees. Ons dankie God vir wat hy doen. Ons dankie hoe u woord lewend is. En God, dat ons die geleentheid het om deel te neem aan wat hy doen. As jy vandag in gebed nadink, sommige van julle, jy het na julle ou wêreldse lewens toe teruggegaan. Jy besef dit is tyd om na Christus toe te gaan. Jy is nie heeltemal alles nie. Jy dien nog nie. Jy is nie heeltemal betrokke nie. Jy besef, God beweeg, en jy wil 'n tree gee in die rigting van die beweging van God. En sê ja, ek wil nog meer betrokke wees. Wat dit ook al vir beteken. Jy luister na die hoorbare stem. Jy het dit net gehoor. Dit is tyd om daarin te stap. Almal, die wat ja sê, ek wil 'n tree gee in die rigting van waar God beweeg. Lig nou jou hande op. Hoog op, net daar waar jy sit. Here, dankie dat jy met mense praat. 'n Regte plek, regte tyd. Roer in hulle God, die gawe wat jy aan hulle gegee het, om te gebruik om 'n verskil in u kerk, as 'n kerk te maak. En laat u lig oor die hele wêreld skyn. God, dankie, u praat selfs nou met harte. Terwyl ons vandag aanhou bid, raai wat. Daar is die van julle is op die regte tyd, op die regte plek. Jy mag erken dat daar 'n groot leemte in jou lewe is. Daar is 'n geestelike verlange. Jy weet, daar moet iets wees, daar moet iets meer wees. Jy weet nie wat dit is nie. Laat ek jou vertel wat dit is. Dit is vrede met God. 'n Lewe in verhouding met God. 'n Lewe wat verander word deur die genade van God. Die vasgestelde tyd het God sy seun gestuur. Gebore uit 'n maagd, volmaak in alle opsigte. Nooit ooit het hy gesondig nie. Het die wreedste dood aan die kruis gesterf. Op die 3de dag het hy die dood opgestaan. Waarom? Sodat enige iemand, dit sluit jou en my in, wat die naam van Jesus aanroep, gered, vergewe en heeltemal niet gemaak sal word, deur die genade van God. Daar is oral, die van julle herken dat julle gesondig het, julle het vergifnis nodig, julle voel leeg, julle moet gevul word met iets. Jy, draai weg van jou lewenswyse, en draai na die genade van God. As jy sy naam, as jy die naam van Jesus aanroep, sal jy nooit weer dieselfde wees. Almal, die wat ja sê, ek het sy genade nodig. Ja, ek wil nuwe lewe hê. Vandag draai ek weg van my sonde. Ek draai na Jesus toe. Ek gee hom my lewe. As dit jou gebed is, daar waar jy is, lig nou jou hande op. Lig hulle hoog op en sê ja. Net hier en terug hier. Anders sê ja, Jesus, ek het nie nodig. Jy is hier om die genade van Jesus te ontmoet. Sê jy saam met diegene rondom jou bid. Hemelse Vader, ek gee u my lewe. Jesus, maak my nuut. Vergewe my sondes. Vul my met die Gees, sodat ek u kan volg vir die res van my lewe. My lewe is nie my eie nie. Ek gee dit vir u. In Jesus naam bid ek. Amen. God seën u.